Hartlik goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, die rooi bokke in die Kreer Wildtuin is eintlik nogal iets spesonders om te sien, al dink ons nie altyd so nie. Moontlik oor hulle reken dat daar 176.000 rooi bokke in die wildtuin is, maar dis die enigstes wat eintlik in die wêreld voorkom hierso by ons. In Namibië is daar ook 'n tipe rooibok wat 'n swarter gesig het, 'n donkerder gesig het en hy is 10 kg swaarder as wat die rooibokke wat ons dan ken in die wildtuin dan ook. Nou daarvan hulle is daar egter 3000 in die wildoor dan ook. Nou liewe vriende, vanoggend wil ons met u deel oor koning Josia. Volg die regte voorbeeld. Hy was 'n besondere koning in die Bybel. Hy was, ek glo, een van die godsmanne ook gewees en hy het 'n baie mooi pad met die Here geloop dan ook, en terwyl hy die Here gedien het, is hy sekerlik 'n voorbeeld vir ons dan ook. Maar wat hom so aangrypend maak is dat sy pa het nie die Here gedien nie. Sy pa was eintlik 'n goddelose koning. En tog het hierdie koning gekies, hierdie Josia, om die Here te dien. En hy het die regte voorbeeld gevolg, nie die voorbeeld van sy pa nie, maar die voorbeeld van die Here Jesus, en ons mag dalk maar sê dalk van Dawid, om die Here te volg. Ons lees in 2 Konings 22 vers 1. Josia was 8 jaar oud toe hy koning geword het en het 31 jaar in Jerusalem geregeer. Nou lieve vriende, as ek so na die media kyk en ek sien hoe jong kinders beroemdheid bereik en geld maak, liewe vriende, en jy sien hoe hulle lewe uitdraai in 'n sondige, goddelose lewe, dan moet hierdie ons seker aangryp oor hierdie koning terwyl hy in 'n goddelose huis half groot geword het. Maar toe hy op 8 jaar koning word, het hy nie goddeloos gedraai of goddeloos geword nie. Hy het gekies om die Here te dien. 'n Wonderlike voorbeeld wat daar is. In 2 Kronieke 34 vers 3 staan daar: En in die 8ste jaar van sy regering, terwyl hy nog jonk was, het hy begin om die God van sy vader Dawid te soek, en in die 12de jaar het hy begin om Juda en Jerusalem te reinig van die hoogtes en die heilige boomstamme en die gesneede beelde en die gegote beelde. So lief vriende, toe hy nog jonk was, het hy gekies om die Here te dien en te volg. Op 12 jaar het hy drastiese stappe geneem om Jerusalem skoon te maak van al die afgode wat daar was. Dit wat sy pa ook nog maar ingebring het, en hy het al hierdie verkeerdhede weggeneem om die Here dan te dien en die volk ook so te lei om die Here te dien. En so moet dit in ons hart en lewe sekerlik ook wees om die Here so te dien dan. Dis 'n keuse wat ons elkeen maak. In 2 Konings 22 vers 2 staan daar: En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here en geheel en al in die weg van sy vader Dawid gewandel en nie regs of links afgewyk nie. Is dit nie weer eens 'n besondere voorreg om dit raak te lees, liewe vriende, hoe hy nie regs of links afgewyk het nie. Hy het die Here gedien geheel en al. En so sien ons uit hierdie koning se lewe, al het jy goddeloos groot geword, kan jy nog steeds reg kies om die Here te dien. En al het jy nie goddeloos groot geword nie, moet jy ook nog steeds reg kies om die Here te dien. Daarom wil ek aan al die jonger mense hierdie woorde sê in 1 Timoteus 4 vers 12: Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord en wandel in liefde en gees en geloof in reinheid. As Josia dit kon wees, ten spyte van die roem, die rykdom, die eer wat hy op 'n jong ouderdom verkry het, en hy kon nog steeds gekies het om die Here te dien, reken ek dat jong mense vandag ten spyte van die groepsdruk en wat die res van die wêreld aanvang, kan kies om die Here te dien en tot eer van die Here te leef. En mag ons as groot mense die regte voorbeeld wees vir jongeres om die Here te dien. Kom ons bid. Ons dierbare Here, dankie dat U hierdie verhaal in die Bybel laat opskryf het, sodat ons daaruit kan leer. Ons bid vir elke kind en jong mens om reg te kies van jongs af om U te dien, en mag ons die voorbeeld vir hulle stel, dat hulle in U weë kan wandel. Amen.